Goeiedag en baie welkom aan ons diens vanoggend en ons lees uit Micha hoofstuk 7. Ons begin lees van vers 1 af. Wee my, soos na die insameling van somervrugte, soos na die oes van die druiwe, is daar geen druiwetros om te eet of vroeë vye wat ek begeer nie. Die getroues het uit die land verdwyn, en daar is glad nie meer opregtes onder die mense nie. Hulle almal lê en wag om bloed te vergiet, hulle maak jag op mekaar met nette. Albei hande staan gereed om kwaad te doen. Die hoë amptenaar en ook die regter vra om omkoopsgeskenk, ja, die vername is die een wat sê wat hy wil hê, en hulle verbind mense daartoe. Die mense onder hulle is soos 'n doringstruik, die opregters onder hulle is erger as 'n doringheining. Die dag van hulle wat jou dophou, die dag om met jou af te reken, is op pad. Nou gaan die verwarring wat hulle tref aanbreek. Moenie 'n vriend vertrou nie. Moenie op 'n boesemvriend staat maak nie. Wees versigtig, want wat jy sê vir die vrou wat in jou arms lê. Want die seun hou sy vader vir 'n dwaas. Die dogter kom in opstand teen haar moeder. 'n Skoondogter teen haar skoonmoeder en 'n man sy eie huismense is sy vyande. Maar ek sê vir die Here op die uitkyk wees. Ek sal bly wag op die God wat my verlos. My God sal my hoor. Nuwe moet jou nie oor my verlustig nie, my vyand. Al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in die donker, die Here is vir my 'n lig. Die stremende toorn van die Here sal ek dra, want ek het teen hom gesondig, totdat hy my saak verdedig en my reg handhaaf. Hy sal my uitlei na die lig, en ek sal sy geregtigheid met genoegdoening ervaar. My vyand sal dit sien en deur skaamte oorval word. Sy wat vir my vra, waar is die Here jou God? My oë sal met genoegdoening na haar kyk. Sy sal dan vertrap word soos modder op straat. Die tyd om jou verdedigingsmure te herbou, dit is 'n tyd daardie wanneer jou grense uitgebrei sal word. Dit is die tyd wanneer hulle tot by jou sal kom van Assur en die stede van Egipte. Ja, van Egipte tot by die rivier, van see tot see en berg tot berg. Die aarde sal 'n verlate wildernis word oor sy inwoners, oor die vrug van hulle dade. Pas die volk op met die staf, die klein vee wat die eiendom is, wat eensaam woon in 'n bos in die middel van 'n vrugbare gebied. Laat hulle in Basan en Gilead wei, soos in die ou tyd. Soos in die dae toe jy uit Egipte land getrek het, sal ek hom weer wonderwerke laat beleef. Die nasie sal dit sien en beskaamd staan, sonder al hulle heldhaftigheid. Hulle sal die hand op die mond lê, hulle ore sal doof word. Hulle sal stof lek soos 'n slang, soos die wat op die grond seil. Hulle sal sidderend uit hulle kerkers kom, na die Here ons God sal hulle bewend gaan. Ja, hulle sal vir u bang wees. Wie is 'n God soos u? U is 'n God wat skuld vergewe, wat by die oortreding verbygaan tot voordeel van die oorblyfsel van sy eiendom, wat nie vir altyd vasklem aan sy toorn nie, maar wat vreugde en troue liefde vind. Wat ons weer genadig sal wees en skuld sal vertrap. U sal al ons sondes in die dieptes van die see gooi. U sal aan Jakob trou bewys, aan Abraham die troue liefde wat u aan ons voorouers met die eed beloof het in die voortyd.
Vader, ons sê dankie vandag vir u woord. En as ons na u woord luister vandag, Vader, maak dit sag in ons harte. Maak dit stil wees, Here, voor u. En mag u Heilige Gees met ons kom praat vanoggend, dat ons na u sal luister en wie sal hoor en volgens die paaie loop. Dankie, Vader, dat u vir ons kom bystaan met hierdie woord en die woord in ons harte sal kom laat leef. Vader, ons sê dankie weer dat ons die geleentheid het om na hierdie woord te luister in Jesus se naam. Amen. Ek wil vandag praat oor die tema, doen dit weer, Here, doen dit weer. My tekstvers is die woorde van vers 15 wat vir ons sê, soos in die dae toe jy uit Egipte land getrek het, sal ek hom weer wonderwerke laat beleef. By die nuwe lewende vertaling sê die vers, ek sal hulle weer wonders laat sien, soos toe ek hulle uit Egipte uitgelei het. Droogte. Stel jou die gesig van 'n droë rivierbedding voor. Die grond is droog, gekraak en dor. Daar blyk niks van groei nie en daar is geen diere, voëls of enige tekens van insekte nie. Dan sien jy die krake. Iets moes die krake veroorsaak het. Daar moes al 'n geruime tyd water gevloei het voordat alles opgedroog het. Wat as water weer oor daardie droë grond moes vloei, soos dit in die verlede gedoen het, soos dit in die verlede gebeur het? Daar sou lewe wees, die krake sou verdwyn. Die Here wil ons vandag sy wonders wys wat hy verrig het in die dae toe hy die volk uit Egipte gelei het, toe hy die volk uit Egipte verlos het. Die auteur van die boek is Micha, die profeet Micha, die kleiner profeet. Sy naam is 'n variant of verkorte vorm van Micha wat beteken, wie is soos die Here? Het is tussen 700 en 800 voor Christus geprofeteer. Soos die geval is met die meeste, indien nie al die profete nie, groot of klein, is die tema van Micha een van God se straf op sy volk weens hulle ongehoorsaamheid. Nadat hulle 'n tyd van voorspoed geniet het, ontaard die volk in wetteloosheid, wat aanleiding gee tot sosiale ongeregtigheid. Micha was diep sensitief vir die sosiale ewels van sy tyd. Hy voorspel God se straf op hulle. By Micha hoofstuk 6 vers 8 verwys hy na die sosiale ongeregtigheid en praat van mense wat mekaar uitbuit, mense wat mekaar bedrieg. By verse 10 en 11 verwys Micha na die verkleinde Eva, die skrale Eva en oneerlike of valse of bedrieglike weegskaal. Dit is vervloek. Te midde van hierdie somber vooruitsig ontstaan 'n greintjie hoop in die vorm van 'n beloning as hulle ophou met hulle onregverdige gedrag. Daar sal 'n verlosser wees, daar sal 'n bevryder kom wat hulle sal vrymaak. Die Here verafskie vir afgoderry, ongeregtigheid, rebellie en leë ritualisme, maar verlustig hom daarin om die boetelinge te vergewe. Hy verkondig doem tot hoop en oordeel tot verlossing aan. Dit is belangrik om die omstandighede te let
waaruit Jahweh, die Here, die Israeliete verlos het, waaraan Micha nou hulle herinner. God het hulle uit Egipte verlos en hulle gered van 'n ellendige lewe van slawerny. Hulle het die wonder van God gesien toe die hele Egiptiese leer in die Rietsee, die Skelfsee verdrink het. Maar hulle alleen het op die droë grond oorgesteek. God het verhoed dat die Moabitiese koning Balak hulle leed aandoen en die profeet Biliam se vloeke en seëninge laat verander. Die wonderwerk van 'n pratende donkie is in hulle midde verrig. God het die Israeliete van Sittim tot oos van Jordaan gelei, waar hulle eers kamp opgeslaan het, nadat hulle die Rietsee oorgesteek het na Gilgal, waar hulle die beloofde land binnegegaan het. Die Here was getrou aan hulle. Deur baie wonders het hy hulle veilig deurgebring. God se wonderwerkende krag is steeds aktief in ons lewens vandag. Hebreërs hoofstuk 13 vers 8 sê vir ons, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. En Maleagi hoofstuk 3 vers 6, ek die Here het immers nie verander nie. Jakobus 1 vers 17 bevestig dit. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Hy is vandag dieselfde God as wat hy nog altyd was. Dit beteken hy verander nie. En as hy wonders in die verlede gedoen het, in Bybelse tye, kan hy, wil hy en doen hy vandag wonders. Dieselfde God wat sy mense voorheen in Bybelse tye en in die geskiedenis sedert 10 verlos het, sal ook vir jou deurkom. God se getrouheid in die verlede is 'n waarborg vir toekomstige verlossing. Dit dien as 'n herinnering om op God se onveranderlike natuur en vertroue ten spyte van huidige beproewing. By 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 10 sê dit, op hom wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en sal red, is ons hoop gevestig dat hy ons weer sal uitred. Onthou wat hy voorheen vir ons gedoen het, toe ons hier in hierdie land gaan stem het in 1994, het ons deurgedra deur al die moeilike tye. Hy het ons deurgedra deur brande, deur droogte, deur vloede. Hy het ons deurgedra deur siektes, deur COVID. En hier is ons nou vandag. En die Here sê vir ons, watter wonders het God hier oor die jare verrig, vir ons gedoen in ons midde. Jesaja hoofstuk 46 vers 4 sê vir ons, dit troos vir ons, tot in julle ouderdom is ek daar. Tot in julle gryse ouderdom is ek die een wat julle dra. Dit is ek wat dit doen. Dit is ek wat optel. Dit is ek wat dra en verlos. Kyk vorentoe met geloof en verwag sy goedheid en ingryping. Geloof word beskryf as postuur of houding of 'n aktiewe verwagting. Dit is nie passiewe wag nie, maar vol vertroue dat God namens jou werk. Fokus op God se karakter van konsekwentheid, betroubaarheid en permanensie.
Grond jou geloof in God se woord, dit wil sê, wat dit oor hom sê. Mattheus hoofstuk 9 vers 29 sê vir ons, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Omstandighede, jou situasie, is daar om jou te louter, soos silwer in 'n oond getoets of gesuiwer word. Soos jy hom vertrou, plaas of stel jouself om sy magtige hand aan die werk te sien. Haal jou hande van die stuurwiel af. Of dit nou die motor se stuurwiel is, 'n boot, die vliegtuig, die teels van 'n perd is. Laat God beheer neem. Met ander woorde, gee jou oor aan die meester. Laat hom die kaptein van jou lewe wees. 1 Petrus hoofstuk 5 vers 7 sê vir ons, werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Moenie enige sorge, angs vir jouself hou nie, maar kom na die altaar met swaar laste op hulle, baie van ons, kom na die altaar toe met swaar laste op hulle rug. Hulle vra God om hulle laste weg te neem, maar in plaas daarvan om die laste daar by die altaar te los, neem hulle dit weer op en hulle stap weg met die las op hulle rug. Spreuke hoofstuk 3 vers 5 en 6 sê vir ons, vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. Verwag goeie, nee, groot dinge van die Here. Vertrou hom om magtige werke in jou lewe te doen, soos hy in die verlede gedoen het. Vra hom om jou geloof te versterk, om in wonders te glo en dit te verwag. Die skrif is duidelik. Dit sê vir ons daar in Jesaja hoofstuk 43, kyk, ek gaan iets niets doen. Dit gaan nou uitspreid. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak, in die wildernis riviere. Agtertoe, opkyk en vorentoe kyk, behoort ons lese te wees. Romeine hoofstuk 8 en vers 28 sê vir ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Nog 'n belofte van die Here. Nog 'n belofte van sy woord. God werk ten goeie vir die wat hom liefhet. Die belofte was waar vir jou voorouers, is vandag waar vir jou en sal waar wees vir jou kinders. Dit wil sê jou nageslag. God is vertrou. Klaagliedere hoofstuk 3 sê vir ons, dit is deur troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. Niet elke môre beteken nimmer eindigheid. Stilstaande water. Het jy al 'n liggaam stilstaande water teëgekom? Die water staan. Dit gaan nêrens heen nie. Dit vloei nie soos 'n rivier nie. Dit is leweloos. Daar is geen visse of enige ander lewe soos waterlelies ensovoorts nie. Nog erger, dit ruik na 'n rukkie, soveel so dat jy nie naby dit wil kom nie. En dit teel muskiete, vliee, paddas ensovoorts. Die groen mos maak dit nog 'n oogsuur, aaklige gesig. Mense se lewens het stagnant geword, soos daardie vuil water.
onaangenaam, stinkend en ongewens. Ek het onlangs gelees dat nie minder as 43 miljarders is in Suid-Afrika geskep sedert 1994. Ja, mense het ryk geword, maar slegs 43. 'n bevoorregte groepie, 'n bevoorregte paar, 'n bevoorregte klompie mense. Die ander 64 miljoen mense in die land leef steeds onder die broodlyn en in armoede. Na 30 jaar van demokrasie stagneer mense se lewens. Mense wag vir werk. Mense wag vir maatskaplike bystand van die regering, wag vir behuising, wag vir water in sommige plekke, wag vir elektrisiteit, wag om in 'n skool geplaas te word, wag vir behandeling by 'n kliniek of 'n hospitaal. Sommige het hoop laat vaar, hulle eie lewens geneem, selfmoord gepleeg, of betrokke geraak by onwettige aktiwiteite soos steel, dobbelary, bedrog ensovoorts. Sommige het hulle aan drank of dwelms oorgegee om hulle hartseer en pyn te verdrink of te verdof. Daar is 'n liedjie wat ons sing en die woorde gaan so. Ek het dit klink baie beter in die Engels. Ek het die woorde gaan vertaal. God kan dit weer doen. En weer en weer. Hy is dieselfde God vandag, soos hy nog altyd was. Gister en vir ewig, hy is altyd dieselfde. Daar is geen rede om te twyfel nie. God kan dit weer doen. Dit is die koortjie. En die vers sê, keer op keer hoor ek julle mense vir my sê, waarom sien ons nie wonderwerke nie, soos daar vroeër was? Ek glo steeds in wonderwerke. God hoor ons wanneer ons bid. Want God was gister God en God is vandag God. Vers 2 sê vir ons, ja, jy vra God om in jou behoeftes te voorsien. So hoekom nie op hom vertrou nie? God het dit alles voorheen gedoen. Hy sal dit alles weer doen. Hy is baie meer gewillig as wat jy ooit sal kon sê, om 'n magtige wonderwerk te verrig in jou lewe vandag. Vriende, glo dat God jou lewe vandag kan en wil verander. Vra hom om dit weer te doen, soos hy in die verlede gedoen het. Kom ons bid saam. Wonderbare Here, ons hoor u woord. En Here, ons staan in 'n nuwe jaar en ons wil vir u vra dat die wonderwerke wat u in die verlede vir ons kom doen het, dat u vir ons dit weer in ons lewens sal kom doen, Here. Vader, ons vra dat al ons ellende sal wegneem en dat u vir ons werk sal gee, dat ons weer kan werk en geld verdien om onsself te versorg. Dankie, Vader, vir elke geleentheid wat u vir ons verskaf. Ons dink aan almal wat siek is, Here, wat vir hulle genesing u vertrou. Strek u hand uit, Here, en genees hulle weer. Vader, vir die wat sonder huise is en wat in die veld slaap, ons vra, Here, dat u vir hulle huise sal sorg. Baie dankie, Here, vir alles wat u vir ons sal doen. Vader, dat u ons gemoedere sal oplig, Here, dat ons sal u kan aanbid. U is getrou, Here, u woord sê so, en die wonders wat u voorheen gedoen het, Vader, kom doen dit weer, Here, kom doen dit weer. Ons vra dit in u naam alleen. Amen.